Het laat my wegdraai van die wêreld, dit laat my nederig voor u daal. Daar's 'n vuur hier binne my en dit brand, ja, dit brand my. Goeiedag geliefdes, wat 'n wonderlike week wat vir ons voorlê. Hierdie week vier ons Pinkster, die hele week lank. Ons het elke dag dienste hier by ons, by die gemeente. En ek wil dan ook saam met jou ietsie van Pinkster deel hierdie week. En die tema vir hierdie week, dit gaan oor gevaarlike kombinasies. Ons begin op hierdie maandag met een enkele vers, uit Lukas 12 vers 49, waar ons nogal verrassende woorde uit Jesus se mond uit hoor, wanneer hy sê, ek het gekom om vuur op die aarde aan te steek, en hoe wens ek dat dit al aan die brand is. Hier in vers 51 sê hy, dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, ek sê vir julle, eerder verdeeldheid, en dan verduidelik hy. Verrassende uitspraak, maar dit is Jesus se droom, is dat daar vuur op die aarde aan die brand sal wees. 'n Vuur wat nogal skeiding bring en diep skeiding bring in naby verhoudings. Dit is nogal vreemd, want ons geloof, meeste gelowe, is heeltyd besig om vrede na te jaag, om te soek na vrede, om te sorg dat daar 'n afwesigheid van stryd en oorlog is, en rustigheid tussen mense kom. Maar Jesus sê, nee, my droom is anders, ek wens daar het 'n vuur gebrand. En nou weet ons, daar in Handelinge 2, waar ons lees van die uitstorting van die Heilige Gees, was daar 'n rukwind, en toe was daar iets soos tonge van vuur. En dis die vuur wat Jesus wou gehad en moet aan die brand kom. Nou ons, hier in die platteland, ons is maar bang vir vuur, want vuur het al geweldige skade hier by ons aangerig. En as daar nogal 'n wind agter so 'n vuur is, dan raak hy onkeerbaar. En dit is hartseer om te sien hoe duisende hektare grond kan afbrand in 'n baie kort tydjie. En die verliese aan menselewens en dierelewens en voer, dit is net verskriklik. Mens speel nie met vuur nie, en wind kan jy nie blik nie. So die kombinasie van wind en vuur is dodelik. Maar dodelik vir wat? Vir droë veld. Vir daar waar dit dor geword het. Daar waar dit nie meer groen is nie. En so baie keer kan dit so dor word in ons geestelike lewens. Die Hebreërskrywer daar in Hebreërs 12 raak nogal kwaai, en dan sê hy, nie net moet ons teen die sonde weerstand bied nie, maar hy sê ook dat ons maar die slap knieë en die slap hande bietjie moet versterk vir 'n slag. En dit is wat hierdie kombinasie kom doen, van wind en vuur. As hierdie kombinasie van die gees van wind en vuur in jou lewe is, dan is dit dodelik vir doodsheid in jou geestelike lewe. En dis 'n vuur wat ek dink elkeen van ons maar kan bekostig en moet uitnooi om in ons lewens te brand. Mens kan so geestelik passief afgestomp raak. Te moeg vir stilte tyd. Nie lus vir bidtyd nie. Nie lus vir deelneem aan dit wat by die geloofsgemeenskap aan die gang is nie. Want ek is moeg en ek is uitgeput. Mag die kombinasie van wind en vuur posvat in jou lewe, en mag hy alle geestelike lamheid en fitloosheid uit jou lewe uitbrand, en mag jy vurig aan die vuur wat Christus van gedroom het meewerk. Shalom. Ja, ek vra net vir u leiding, uit genade God my Heer. Ek leef net vir u Vader, aan my koning al die eer. Ja, daar's 'n vuur hier binne my, en dit brand, ja dit brand, met 'n krag wat my verwond.
Laat my